Goeiedag my volk, ek groet julle in die naam van die Here Jesus Christus. Nou, hier in 1 Johannes hoofstuk 2 vers 15 word daar geskrywe, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. Nou as ek na ons volk kyk, dan voel ek daar is baie van ons, onder ons mense, wat steeds die wêreld lief het, die dinge van die wêreld. Meer as wat ons die dinge van die Here lief het. Die woord van God, die seun van God, die volgelinge van Jesus Christus. So kom ons neem 'n oomblik, kom ons kyk na ons hart, kom ons sê, wat sê die Here God oor my hartsprioriteit? En ek voel, daar's van ons wat wil sê, dis natuurlik, dit kom van nature om te sê, stop, moenie vinger wys nie, moenie krap waar dit nie juk nie, moenie twee koeie uit die sloot uit opgrawe nie, los my uit, ek is reg, ek het my kerk, ek bid, ek gaan soms kerk toe, ek doen dit, dat, ek is klein gedoop, ek is gekategiseer, ek het dit alles, ek glo, ek glo ek gaan hemel toe, los my uit, my godsdienst is persoonlik. Ons was eers op 'n tyd besig om van huis tot huis te gaan. Ek dink dit was ergens in Johannesburg. En daar's die weste van Johannesburg, of die syde, maar daar ons kom by 'n vrou se huis aan, ons vra haar, kan ons met jou praat oor die Here Jesus, en sy sê, ek het my kerk. Ons sê, o goed, hey, ons is ook lede van verskillende gemeentes by, wat is die naam van julle kerk? Die vrou dink so, sy sê, ons is by, sy sê, dis nie 'n meisie of 'n dogter nie, dit is 'n volwasse vrou. Sy roep terug na die huis toe, maar wat is die naam van ons kerk nou weer? As jy so lank laas kerk toe was, het jy nie die naam van die kerk onthou nie. Moenie die ding lief hê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Het ons steeds die dinge van die wêreld lief? Of het ons liefde vir die Vader so groot geword, so sterk geword, die wêreld en sy sake is almal bysake. Die Here Jesus Christus, hy is die hoofsaak, hy is die kernsaak, hy is die fokus van ons hart. 1 Johannes 2 vers 16 sê, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die dinge waarna ons liggaam 'n drang het, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë, die dinge wat ons na kyk, wat ons soek met ons oë, en die grootsheid van die lewe, daardie ekigheid, daardie, ja, ek is dit, ek is dat, ek is so goed, of ja, ons volk, ons is dit, of ons is dat, ons is die beste volk in Suid-Afrika, nee, die beste volk in die wêreld, is ons. Die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. So hoor, as ons nou spog en ons nou trots is en ons oë verhef en hoogmoed en ons, dit wat ek het, dit wat ek doen, dit wat ek is, die beste. God sê, dis nie uit hom nie, dis uit die wêreld, daardie hoogmoed, daai trots, dis uit die wêreld, dis nie van hom nie. Weet jy wat die Here soek? Die Here soek dat ons laag voor hom buig. Ons moet laag voor die Here buig. Okay, jy is nie besig om te staan en hoogmoed en te jou bors te slat en sê, ja, as jy op jou knieë neerval en sê, Here, wees my sondaar barmhartig. Vers 17, laaste vers. Bly wakker. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid.
Al die dinge in die wêreld wat 'n mens soek. 'n Nuwe kar, 'n nuwe huis, van julle soek dalk 'n nuwe vrou of 'n nuwe lewensmaat. Al die dinge wat jy soek in die wêreld. Dit gaan verby, dit gaan weg wees. Gee dit 100 jaar. As dit nie weg is ons weg, is ek weg. Die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Praat nie van bly lewe op hierdie aarde vir ewig nie. Want ons gaan, wanneer ons doodgaan, die van ons wat ons vertroue, versaligheid in Christus se kruisdood en opstanding geplaas het, die versoening wat Jesus vir ons met die Vader gemaak het, ons gaan na die nuwe lewe, die ewige lewe met God gaan ons in. Die wêreld, al die wêreldse goed, al die bose goed, die slegte goed, gooi in die slegte goed van die wêreld, dan gaan alles weg. As jy die woord gaan lees, die Here gaan alles opbrand. Okay? Die nuwe motor, die nuwe huis, vakansiehuis by die see, dit gaan alles weg. Selfs ons land, selfs Suid-Afrika, selfs Amerika. Op 'n tyd, dit gaan alles weg wees. Maar wat gaan bly? Wie gaan bly? Die Here, die wat die Here getrou nagevolg het. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Ons moet ons liefde van onsself en van die wêreld afneem, op die Vader plaas en teenoor ander mense. Ons moet die Here lief hê, ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Wie is ons naaste? Dis basies enigiemand en almal, in die konteks van, jy weet mos, die goeie Samaritaan, hy was barmhartig op 'n totale vreemdeling, wat van 'n groep mense was wat Samaritane gehaat het. Hy het aan daardie mens liefde bewys en sy lewe gered. Die wêreld gaan verby, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Here, help ons om ons prioriteite te herrangskik, om ons hart en ons begeertes wat ons op dinge geplaas het wat nie van U af is nie, wat minder waardig is van ons fokus. Help ons om ons lof en ons fokus en ons aanbidding, Here, op U te plaas. En te sê, Here, U soek ek, meer as enigiemand en enigiets, en ek, meer as enigiets, Here, ek wil doen wat U wil hê dat ek moet doen. Help my om U gehoorsaam te wees, om 'n lewe te leef in liefde, teenoor my vriende en my vyande, en teenoor U, Here, help my om U gehoorsame, nederige diensknegt te wees. In Jesus se naam. Amen. Mag die Here jou seën.